Eksodus, hoofstuk 36. Besaliel en Oholiab, asook al die ander vakmanne wat wysheid van die Here ontvang het om te verstaan hoe om die tabernakel te maak, moet dan alles doen presies soos die Here beveel het. Toe het Moses vir Besaliel, Oholiab en al die ander vakmanne wat wysheid van die Here ontvang het en wat in die hart gevoel het om betrokke te raak by die taak, byeengeroep. Moses het al die wydingsgeskenke wat die Israeliete gebring het as boumateriaal vir die tabernakel aan hulle oorhandig. Intussen het die Israeliete steeds elke oggend nog vrywillige offergawes gebring. Toe het al die kunsvaardige vakmanne wat gewerk het aan die heiligdom, elke man na Moses toegekom. Hulle het vir hom gesê, die volk het nou meer as genoeg goed gebring vir die uitvoering van die taak wat die Here beveel het. Toe gee Moses bevel dat hulle 'n boodskap deur die hele laar stuur. Geen man of vrou moet nog wydingsgeskenke vir die heiligdom voorberei nie. Daarop het die volk opgehou om nog wydingsgeskenke te bring. Daar was genoeg materiaal om al die werk te voltooi. Aan die einde het daar nog oorgebly. Die kunsvaardige vakmanne het die tabernakel met 10 tentdoeke gemaak. Die tentdoeke is uit fyn dubbeldraad linne, pers, purperrooi en bloedrooi stowwe gemaak. Daar is gerubs daarop uitgeborduur, soos net 'n kunstige vakman dit kan doen. Elke tentdoek was 28 L of ongeveer 12,6 meter lank en 4 L of ongeveer 1,8 meter breed. Die tentdoeke was almal dieselfde grootte. Toe het hy 5 tentdoeke aan mekaar gewerk om een stel te vorm. Daarna het hy die ander 5 tentdoeke aan mekaar gewerk vir die tweede stel. Aan die soem van die buitenste tentdoek van die een stel het hy lissies van perswol aangebring. Hy het ook lissies aangebring op die soem van die ander stel se buitenste tentdoek. Hy het 50 lissies op elk van die tentdoeke aangebring. Die lissies was teenoor mekaar aangebring op die tentdoeke. Daarna het hy 50 goue hakies gemaak. Hy het die 2 stelle tentdoeke aan mekaar vasgemaak met die hakies. Die tabernakel was nou een geheel. Toe het hy 'n tentseil van bokhaar gemaak wat bo oor die tabernakel getrek moet word. Dit het uit 11 tentdoeke bestaan. Die lengte van elke tentdoek was 30 L of ongeveer 13,5 meter en die breedte was 4 L of ongeveer 1,8 meter. Die 11 tentdoeke was almal dieselfde grootte. Toe het hy 5 van die tentdoeke aan mekaar gewerk om een stel te vorm en die oorblywende 6 het hy aan mekaar gewerk om die ander stel te vorm. Aan die soem van die buitenste tentdoek van die een stel het hy 50 lissies van perswol aangebring. Hy het ook 50 lissies aangebring op die soem van die ander stel se buitenste tentdoek. Daarna het hy 50 hakies van koper gemaak. Dit is gebruik om die 2 stelle tentdoeke aan mekaar te heg om sodoende een geheel te vorm. Hy het rooi gekleurde ramsvelle geneem en daarvan 'n bedekking vir die tent gemaak. Daarna het hy nog 'n ander bedekking van robbevelle gemaak om bo oor alles te trek. Van die hout van die akasiaboom het hy regopstaande planke gemaak vir die tabernakel. Die planke het elkeen die lengte van 10 L of ongeveer 4,5 meter en die breedte van 1,5 L of ongeveer 700 mm gehad. Elke plank het 2 tappe gehad sodat dit aan die volgende plank gelas kon word. Al die planke van die tabernakel is presies dieselfde gemaak. Hy het 20 planke vir die suidekant van die tabernakel gemaak. Vir die planke het hy 40 voetstukke van silwer gemaak, want daar was 2 voetstukke vir elke plank en sy 2 tappe. Vir die noordekant, dit is die ander sykant van die tabernakel, het hy ook 20 planke gemaak. Hy het vir die planke 40 voetstukke van silwer gemaak, vir elke plank 2 voetstukke. Hy het vir die westekant, dit is die agterkant van die tabernakel, 6 planke gemaak. Vir die 2 agterste hoeke van die tabernakel het hy ook 2 versterkte hoekplanke gemaak. Dit was bo en onder dubbel versterk tot by die eerste ring. So het hy dit gemaak vir al 2 die hoeke. In totaal was daar 8 hoekplanke met hulle 16 voetstukke van silwer, want elke hoekplank het 2 voetstukke gehad. Toe het hy dwarshoute van die hout van die akasiaboom gemaak. Daar was 'n totaal van 5 rye vir die tabernakel se planke aan die een sykant, as ook 5 rye vir die tabernakel se planke aan die ander sykant. Aan die weste kant van die tabernakel, dit is sy agterkant, was daar ook 5 rye dwarshoute vir die planke. Die dwarshoute van die middelste ry het in die middel van die planke geloop, van kant tot kant.
Hy het die planke asook die dwarshoute met goud oorgetrek en die planke se ringe het hy uit goud gemaak. Die ringe het die dwarshoute gedra. Daarna het hy die voorhangsel gemaak uit pers, purperrooi en bloedrooi materiaal en fyn dubbeldraad linne. Die gerubs daarop is as kunstige werk aangebring soos net 'n borduurder dit kan doen. Uit die hout van die akasia-boom het hy pilare daarvoor gemaak wat hy met goud oorgetrek het. Die 4 voetstukke daarvan was van silwer gemaak en hulle hakies was van goud. Vir die ingang van die tabernakel het hy 'n gordyn gemaak van pers, purperrooi en bloedrooi materiaal en fyn dubbeldraad linne. Dit was 'n veelkleurige kunswerk. Hy het ook 5 pilare met hulle hakies daarvoor gemaak. Die toppe van die pilare asook die ringe het hy met goud oorgetrek. Die 5 voetstukke was van koper.